Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here net dankbaar dat ons 'n nuwe dag tegemoet kan gaan in die naam van die Here. Ag, ons eer die Here vir sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons, dat hy ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het, en dat hy in sy groot genade dit goed gedink het om ons vanmôre veilig te kon opwek, om dan ook hierdie waarheid van sy woord aan te hoor en ons lewens te skik vir die groot en deurligte dag wanneer ons die Here in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Ek wil groet met die woorde van Halleluja lied 481. Daar staan: o dag van dankbare vreugde, o blye oorwinningsdag. Ons roem geen mense deugde, maar God se verlossingskrag. Hy het uit droewe smarte ons voorgeslag gered. Hy kenner van die harte en hoorder van gebed. O God van verre dae, bly U ook steeds ons God. Leer ons U welbehae bemin en U gebod. Help ons met alle kragte, U wil met vreugde betrag, en selfs deur donker nagte U hulp alleen verwag. Ag vriende, sulke pragtige liedere, en U is baie welkom om dit op die eie tyd te gaan lees, en mag hierdie kosbare liedere skat wat ons het, die psalms en die gesange en die halleluja liedere, vir ons tot troos en tot seën wees. En ag, sing dit baie keer. Dit is goed om baie keer deur daai liedjies net te lees, as U die wysie nie ken nie, en as jy dit ken, sing dit bietjie, gaan deur al die versies, en dis 'n bron van bemoediging. Maar vriende, die belangrikste is bly in God se woord. Preke is goed om te luister, is goed om halleluja liedere te lees, geestelike boeke en al die goedjies, maar die belangrikste is, die enigste boek op aarde wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, is God se woord. Lees dit. Lees dit getrou en lees dit gedurig. Nou vanmôre gaan ons stil staan by 'n bepaalde gedagte in die Ou Testament. Nou, soos u weet, is ek baie lief vir Spurgeon se boekies en dinge wat hy geskryf het, en hy het 'n manier gehad om met die woord om te gaan, en het ek in my stilte tye uit Levitikus 6 vers 13 wat handel oor die offers, voorskrifte omtrent die brand en die spys en die sondoffer, die woorde gelees vers 13: vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word, dit mag nie doodgaan nie. So vriende, met hierdie offers mag die vuur nooit doodgegaan het nie. Die vuur was heeltyd gestook gewees, sodat daar altyd vuur sou wees vir wanneer die offers gebring moes word. Op die bepaalde tye, daar moes nie 'n nuwe vuur aangesteek geword het nie, die vuur moes gedurig aan die gang gehou geword het. En God het sekere voorskrifte gehad in die Ou Testament, en ons verstaan nie altyd die detail rondom dit nie. Onthou ek het nie nodig om al die detail te verstaan nie, maar die geestelike toepassing is so kosbaar, want u sien, as een verklaring vir die woord, een verklaring vir 'n gedeelte in die woord, maar daar's meer as een toepassing daarop. En kom ons probeer getrou wees aan die toepassing, en Spurgeon het dit toegepas op 'n tweeledige manier, op 'n tweeledige wyse. Hy praat in die eerste plek van die vuur van gebed, wat nie moet doodgaan in ons lewe nie. Hy praat van keep the altar of private prayer burning. En ek het vir u gesê, so 'n dag of 2 terug, toe ons gepraat het oor die putte wat oopgegrawe moet word, oor die put van gebed. Vir u gesê, vriende, die Here sê, bid sonder ophou. En ek het vir u gesê, hierdie gebedslewe begin by hierdie persoonlike gebedstye van my, in my binnekamer, in my slaapkamer, in my eetkamer, waar ek my stiltyd hou in die oggend, daar waar die Here my stem in die hemele hoor, en waar ek die res van die dag oor elke saak bid, alles deur gebed en smeking met dankseggings aan die Here bekend maak. U sien vriende, dis belangrik dat ons sal sien, dat persoonlike gebedstye is in die eerste plek 'n verkoking vir my siel, tweede plek is 'n versterking vir my siel. Dit help my om die waarheid van God se woord beter te verstaan. Dit leer my hoe afhanklik ek van die Here God self is. Ek sien in die lig van God se woord en in die tye van gebed my eie swakheid, my eie nietigheid, hoe gou ek soos die disippels aan die slaap kan raak of my gedagtes verdeeld kan raak. En ek bly my afhanklikheid aan die Here verklaar. En hierdie gebedstye, vriende, is van kardinale belang vir die kind van die Here. U sien, is ook 'n bewys van hoe lief ek die Here het. Want dit is die tweede gedagte wat ek aan die gang moet hou. Is hierdie vuur op die altaar van my liefde vir God. Is dit nie presies waaroor die Here die gemeente in Efese oor aangespreek het nie? Hy sê vir hulle, ek weet julle is diensbaar en julle doen sekere dinge, en daar sekere dinge wat julle doen vir my koninkryk, en julle is getrou in A, B, C en D. Maar ek het een ding teen julle, dat julle julle eerste liefde verlaat het. U sien vriende, alles wat ons doen sonder 'n liefde vir God is niks seggend. Daarom moet die vuur op die altaar van ons liefde vir God nie doodgaan nie.
Dag en nag moet ons hierdie vuur stook met die waarheid van die woord, met hierdie absolute verwondering oor die God van die Bybel, oor sy heerlikheid, oor sy skepingskrag, oor die feit dat hy in beheer is van alles, die feit dat hy gesê het hy gaan alles nuut kom maak, die een wat sy seun gestuur het om aan die kruis te sterf, die een wat opgestaan het, die een wat die dood en die hel en die mag van sonde oorwin het, die een wat die Satan oorwin het. Vriende, dis nodig dat ons die vuur van gebed aan die gang moet hou, en is nodig dat ons die vuur van die liefde in ons harte vir die Here aan die gang sal hou. Spurgeon skryf, hy sê, God loves to see the hearts of his people glowing towards himself. Dan sê hy, let's give to God our hearts, all blazing with love, and seek his grace, that the fire may never be quenched. For it will not burn if the Lord does not keep it burning. Daar kom tye, vriende, waar ons harte bietjie afkoel, waar ons gebedstye so bietjie droewig raak. Dan is dit nodig om opnuut te sê, Here, wil U nie asseblief die vuur in my hart weer aan die brand steek nie. Here, wil U nie my opnuut weer motiveer deur die waarheid van U woord en deur die werking van U Gees nie. Wil U nie my opnuut weer opwek, dat ek sal besef, soos hierdie volk en die priesters, die vuur gedurig deur op die altaar moes laat brand het, dat dit nie moes doodgaan nie. Here, wil U Gees nie ook in my so werk, dat hierdie vuur van gebed en my liefde vir U aan die brand gehou sal word nie. Vriende, daar's geweldig baie vyande wat hierdie vuur sal wil blus. Ons weet die wêreld met al sy blinkliggies, ons weet die duiwel met al sy versoekings en beproewings, ons weet ons eie vlees wat gedurig deur ongedissiplineerd, maar net die beste en die gemaklikste en die rustigste vir onsself wil hê. Maar mag ons hierdie vyande beveg met die waarheid van God se woord en die krag van die Gees, sodat hierdie vuur hoog sal brand. Ag, mag die Here vir ons genade gee, vriende, en mag die Here vir ons wysheid gee, en mag ons met die wysheid van die Here so wandel, dat hierdie woorde in ons lewe waar sal wees. Vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Kom ons bid, o Here, help my, stel my in staat deur die werking van U Gees, sodat ook 'n lewe van diensbaarheid aan U kan leef. Vriende, groete vir U en 'n baie mooi dagie verder. Tada.